Goeiemôre vriende, dit is inderdaad vandag die Sondag voor Kersfees. Dit is vandag die 21ste Desember. Ek hoop julle het 'n wonderlike week wat voor julle uitgestrek lê. As julle familie en vriende kom, mag dit 'n wonderlike tyd wees. Vriende, kom, jy is baie welkom ook na die Kersdiens toe. Op Kersdag 9:00 die oggend, ons nooit 'n lang diensie, dis so 'n uur dan is ons klaar. So kom gerus vriende, bring julle vriende saam. Dis 'n baie lekker dag om as gesin en 'n familie en vriende sommer saam die dag so lekker te begin. Daarna kan julle lekker gaan eet en 'n klomp goeders gaan doen. 10:00 is ons klaar, partykeer selfs voor die tyd is ons al klaar. So baie welkom na die diens op die 25ste hier in ons kerk. Vriende, kom ons raak net so vir 'n wyle stil in die teenwoordigheid van ons Vader. Here, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om vandag by mekaar te kan wees in hierdie gebou as u kerk. Hier in Adventstyd, Here, waar ons ook die Adventskerse aansteek om ons te herinner daaraan, Here, dat u inderdaad vir ons gebore is. Here, dat u as God aarde te gekom het in die vorm van 'n mens, om vir ons gebore te word, maar Here, dat die skaduwee van Golgotha val alreeds oor die krib van Jesus in Bethlehem. Gekom het, Here, en gebore is om te kom sterwe vir ons, sodat ons die ewige lewe kan hê en dien ons glo en U is ons God en Verlosser en Vader. Dankie, Here, dat ons inderdaad kan weet as Christene dat Jesus die weg, die waarheid in die lewe is, dat niemand by U kom behalwe deur Jesus Christus alleen nie. Dankie daarvoor. Dankie dat ons U mag gaan bid, 'n liefdevolle God, 'n God, Here, wat na ons omsien, maar Here ook 'n God wat 'n jaloerse God is, wat nie sy eer deel met enigiemand anders nie. Here, mag ons in hierdie Kerstyd maar net weer eens bewus raak van U liefde en U teenwoordigheid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek wil saam met julle lees uit Lukas 1 vers 47 tot 55. Dit gaan oor die loflied van Maria. Julle sal ook sien in hierdie week doen ek hierdie gedeelte wat ek sommer so net vir julle lees, dat julle 'n bietjie daaroor kan nadink. 'n baie mooi lied, vriende, wat Maria natuurlik uit die aard van die saak van ons kom gee hierso. Dit nadat Elisabeth gehoor het dat sy swanger is met Johannes, Sagaria, wat dit nie wou aanvaar het op die stadium nie, en hy het stom uitgeslaan is, né? En dan kom Maria en dan kom sê sy die volgende: Ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my en my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, Abraham en sy nageslag, tot in ewigheid. Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. Vriende, wanneer ek en jy na die Markus en Johannes evangelie kyk, dan sien ons dat die geboorte van Jesus word nie eens daar genoem nie, né? So die Markus en Johannes evangelie word die geboorte nie eens genoem nie. In die Matteus en die Lukas evangelie word dit wel genoem. In die Lukas evangelie sien ons word dit genoem dat Josef saam met Maria gereis het om hulle te laat inskryf, omdat daai tyd daar 'n sensus gewees het, liewe vriende, elkeen moes na sy eie plek toe teruggaan om daar te gaan inskryf. Maar hier in die Lukas evangelie word daar niks genoem dat Josef Maria wou verlaat het as gevolg van haar swangerskap nie. Dis slegs in die Matteus evangelie wat dit wel genoem word.
Nou is dit interessant, vriende, wanneer ek en jy na hierdie teks kyk, dan is dit so dat ons vir mekaar moet sê dat ja, hierdie geteksgedeelte van jou en van my vanoggend gaan inderdaad oor die loflied van Maria. Maar ek wil so 'n bietjie afwyk af. Het julle al gewonder, liewe vriende, waar Josef in hierdie storie is? Josef, anders as Maria, staan nie in die kollig nie. Ons weet nie veel van sy lewe nie, liewe vriende, nogtans, as ons na die Bybel kyk, kan ons nogal baie van hom leer. En die eerste ding wat ek vanoggend aan julle wil voorhou, liewe vriende, wat ons 'n bietjie na kan kyk, is dat Josef aanvaar God se wil vir sy lewe. Maak nie saak wat nie. Josef aanvaar God se wil vir sy lewe. Maak nie saak nie. Hoe ons ook al daarna kyk, liewe vriende, wat God van hom gevra het, moet ons vir mekaar vanoggend kom sê, is baie moeilik. Hy het planne gehad. Josef het planne gehad om te trou. Josef het planne gehad, liewe vriende, om 'n huis op te saam met sy verloofde. Hy het 'n klomp planne gehad. Daar's 'n klomp idees gewees wat Josef gehad het, liewe vriende. Toe kom die boodskap net so vinnig, Maria is swanger. En waarskynlik, liewe vriende, moet ons vir mekaar kom sê, het hy gedink, maar Maria het hom heel moontlik verkil met 'n ander man. Want so kom sê die Matteus Evangelie vir ons, hy wou stilweg haar verlaat. Hy wou haar nie in die openbaar tot skande maak nie. Totdat die engel natuurlik by Josef uitgekom het en vir hom gesê het in Matteus 1:20, moenie bang wees om met Maria te trou nie, Josef, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Of anders gestel, baie plat, liewe vriende, jy gaan 'n pa word. Dis nie jou kind nie, maar jy moet hom grootmaak soos jou eie. Dit is nie altyd maklik om te glo nie, né? Ek dink Josef was totaal en al uit die veld geslaan. God se opdragte, liewe vriende, as ons nou die algemeen daarna kyk, is dikwels bo-menslik, ook hierdie opdrag van Josef. Ons kry soms hierdie godgrootte opdragte wat Josef ook gekry het, wat eenvoudig te groot is om alleen te dra. Die opdragte was die een wat Josef gekry het. Daarom het God inderdaad vir jou en vir my die Heilige Gees gestuur, liewe vriende, as ook medegelowiges om ons te help met hierdie godgrootte opdragte om dit uit te voer. Geloof vra dikwels dat ek en jy stroom op moet wees. Geloof vra dikwels dat ek en jy anders moet wees. Geloof vra dikwels dat ons die onmoontlike moet aanpak, liewe vriende. Geloof vra om die engel wat hy in 'n droom gesien het te glo dat Maria deur die Heilige Gees swanger gemaak sou word. Jy sien, die boodskap van Kersfees vra dat ons teen die stroom van 'n negativiteit wat daar in die wêreld is, sal aanhou glo dat God 'n plan het, liewe vriende, dat hy in beheer is en dat hy ons wil gebruik, dat ons aanhou sal glo. Soos 'n Josef wat geglo het dat God wel 'n plan het. Jy sien, vriende, wat ons die een fout wat ek en jy natuurlik nie moet maak vanoggend nie, is om te dink dat Josef nie 'n keuse gehad het nie. Natuurlik het hy 'n keuse gehad, liewe vriende. Hy kon besluit het dat hy gaan eenvoudig nie dit doen wat die engel sê nie. Hy sien nie kans om dit te doen nie. Hy sien nie kans vir hierdie pakkie wat nonchalant na sy kant toe gegooi is nie. Wie sou jy weet vir ieder geval geglo het dat hy nie vir Maria swanger gemaak het nie. Maar die interessante van Josef is, hy kies om gehoorsaam te wees. Hy kies om die moeilike pad te stap saam met God. En die vraag wat ek en jy vir ons vanoggend moet kom afvra is, aanvaar ek en jy God se wil vir ons lewe? Maak nie saak wat dit behels nie. Is ons bereid om deur God gebruik te word, liewe vriende? Want Josef moes by die punt kom dat hy bereid was om deur God gebruik te word. En ons kan inderdaad nee sê. Soos Josef kon nee sê. Die vraag is, wil ons? Josef aanvaar God se wil vir sy lewe. Maak nie saak wat nie. Aanvaar ek en jy God se wil. Die tweede punt wat ek wil maak is, Josef aanvaar die verantwoordelikheid vir ander mense. Hy aanvaar die verantwoordelikheid vir ander mense. Jy sien, vriende, daarom het ek hierdie gedeelte gelees, want Josef kom nie eens daarin voor nie. Hy kom nie eens daarvoor nie. Josef speel nie die sterrol nie. Sy loflied het nie die Bybel gehaal nie, liewe vriende. Sy opdrag was eenvoudig en tog so belangrik. Pas Maria en Jesus op. Hulle behoeftes is belangriker as jou eie.
Ek dink Josef het besef dat dit nie oor hom gaan nie. Hy het besef, miskien nie heeltemal die liewe vriende, dat hy altyd op die agtergrond sou wees. Hy sou altyd verantwoordelik wees vir Maria en vir Jesus. Hulle sou die mense wees wat die speelveld speel. Nie hy is Josef nie. Hy neem natuurlik hierdie verantwoordelikheid op hom nadat die engel aan hom verskyn het in Matteus 1:24. Toe Josef uit die slaap wakker geword het, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met Maria getrou. Is dit ook nie die boodskap van Kersfees in hierdie tyd waarin ons is, die liewe vriende, dat ons nie daar is vir onsself nie. As gestuurde gemeente sê ons dikwels vir mekaar, liewe vriende, dit gaan nie oor ons lidmate nie, dit gaan oor ons nie lidmate. Ons as gemeente is daar vir ons nie lidmate. Ons wil mense binne in hierdie gemeente intrek, wat die liefde en die evangelie van Jesus sal ervaar en die nabyheid van ons sal ervaar. Kersfees is inderdaad 'n boodskap wat liewe vriende, wat dit vir ons self moet kom sê, dit gaan nie oor onsself nie. Jy sien, ons sê tog dat ons in die voetspore van Jesus wil volg, dat ons graag wil hê dat die Heilige Gees deur ons moet werk, en Jesus het verantwoordelikheid, liewe vriende, vir jou en vir my aanvaar. Hy het dit geaanvaar, liewe vriende, en dit het begin by Josef, Jesus se aardse pa wat bereid is om verantwoordelikheid vir Maria en vir hom te aanvaar het. Sien, Kersfees vra van ons om verantwoordelikheid te neem vir ander mense in die gees van Josef en Jesus. Een van julle het vir my 'n video aangestuur van 'n dokter, sy naam is Duil. Daar was 'n seentjie wat aan gastro gehad, maag was verskriklik omgekrap, gedehidreer neem ek aan. En hy moes 13 km na die Noon te loop om by 'n kliniek uit te kom, maar toe hy daar kom, is hy dood. En hierdie dokter het dit besef, maar hy moet iets daaraan doen, en het is besig om 'n klomp mense rondom hom te trek. Gister het hulle gestap met 45 km op 45 kg op hulle skouers na die Noon toe, om 'n bewustheid te wek by mense, omdat ons kan bydra om iets in jou slou te hê, sodat mense nie so ver hoef te loop en in die proses doodgaan, liewe vriende, nie, maar dat daar 'n fasiliteit sal wees wat toeganklik is vir kinders en vir mense om na toe te gaan. Sien, liewe vriende, hierdie dokter en die organisasie waarby betrokke is, en dis nie Gift of the Givers nie. Vriende is daar om verantwoordelikheid te neem vir ander mense. Verantwoordelikheid te neem vir ander mense, soos wat Jesus verantwoordelikheid geneem het vir jou en vir my, soos wat Josef verantwoordelikheid geneem het vir Maria en vir Jesus. Die derde ding, liewe vriende, wat Josef vir ons kom leer in hierdie gedeelte, wat nie so stadium, maar wat in die ander gedeeltes staan, is dat Josef het geleer om te gee wat hy ook al het. En Jesus vra, en God vra alles. Josef het nie besef, liewe vriende, toe die engel om in kennis gestel het van die swangerskap, dat dit ook van hom gaan vra om na Egipte te vlug het nie. Hy het nie dit geweet voor die tyd nie. Hy het nie geweet wat hierdie pakkie inhou nie, liewe vriende. Hy het so op die pad langs geleer, hy sal alles moet los. Hy sal sy familie en sy vriende en almal moet los, en hy sal moet vlug met Maria, met Jesus, na Egipte toe, want Herodes wou hom kom doodmaak. Hy het geleer om te gee wat hy ook al het. En toe dit op daardie punt kom wat hy moes vlug, liewe vriende, het hy nie gehuiwer nie. Hy het gegaan en hy het alles prys gegee. En hy het gebly daar totdat Herodes dood is. Jy sien, Kersfees kom vertel vir ons van 'n God wat alles gegee het. Wat alles gegee het, liewe vriende. Wanneer ek en jy onsself kinders van die Here noem, is dit ook wat ons behoort te doen. Daarom kom Paulus en kom help hy ons, Filippense 1 vers 5 tot 8. Wanneer hy vir die gemeente in Filippi kom sê, weet julle, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus is. En liewe vriende, hoor daardie woorde refrein vandag in julle by ons in hierdie kerkgebou.
Dieselfde gesindheid moet in ons wees. Watter gesindheid moet in ons wees? Welkom pak Paulus dit uit. Hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Jesus het nie aan sy status vasgehou as God nie. Jesus het nie vasgehou, liewe vriende, dat hy daarbo by die Here, by God moet wees en nie aarde toe kan kom nie. En dieselfde gesindheid moet by ons wees. Ons moet nie vashou aan enige iets nie. Ons moet bereid wees om niks te word vir ander mense. Jesus het homself verneder, kom sê Paulus vir ons, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, deur aan mense gelyk te word, en toe hy as mens verskyn het homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. En hierdie gesindheid moet in ons wees. Hierdie gesindheid moet in ons sigbaar wees, liewe vriende, want daardeur sal ek en jy die wêreld verander. Josef het geleer om alles te gee wat hy het. Self al het hy nie besef wat die prys daarvoor was, regtig nie. Al word 'n storie vertel van Wally, die kind wat effens stadiger was as die ander kinders, omdat sy ma 'n alkoholist was tydens haar swangerskap. Wally was in die sonnaskool van hulle plaaslike gemeente. En vir die einde van die jaar is daar besluit om 'n Kersspel op te voer en Wally is gekies as een van die herbergiers en hy moes net een sin leer en dit was: nee, die herberg is vol. Gaan weg. Dis al wat hy moes leer. Toe Josef en Maria voor Wally se deur staan die aand met die hele kerk vol mense en Josef vra vir Wally: my vrou is swanger, is daar asseblief vir ons plek in jou herberg? Kon Wally net die eerste deel van sy woorde uitkry. En dit was: nee, die herberg is vol. En toe staan skielik hierdie gelare stilte. En die sonnaskooljuffrou wat hier agter die gordyn sit, sê vir Wally, hy moet sê, gaan weg. Maar Wally het net daar gestaan en gekyk na die patetiese en hulpelose prentjie wat die arme Josef en Maria moes uitmaak. En toe Josef en Maria maar besluit om te draai en te begin wegloop, bilder Wally dit uit. Die herberg is vol, daar is nie meer plek nie, maar julle kan my kamer kry. Juffrou moes seker op daardie oomblik gedink het dat hy hele Kersspel en al die weke se oefening verniet was. Die Kersspel is geruïneer. Maar was dit? Wally het besef dat dit die boodskap van Kersfees is. Dat God niks meer as dit vra en hy vra jou alles. Here, my lewe is vol. Daar is eintlik nie meer plek nie. Maar neem alles wat myne is. My lewe wil ek vir U gee. Josef het geleer om te gee wat hy ook al het, om alles te gee. Josef aanvaar God se wil vir sy lewe, maak nie saak wat dit is nie. Josef aanvaar die verantwoordelikheid vir ander mense. En Josef het geleer om te gee wat hy ook al het. En dit was inderdaad alles. Here, baie dankie dat ons vanoggend sommer so by mekaar kan wees, en alhoewel ons die loflied van Maria gesing het en gelees het, wat sy seker gesing het. Die Here het ons bewus geword van wie langs haar staan, dit is Josef. Here, kom vra ek vir U vanoggend dat ons, as ons mag, en ek weet 'n blye mens, 'n bietjie meer soos Josef sal wees. Gehoorsaam aan U, om U te glo, bereid te wees om die pad met U te stap, om alles te gee, om by U planne in te skakel, o Vader. Help ons daarmee. Amen. Vriende, ja, ek wil vir julle geleentheid gee vir die dankoffer. Ek wil net gou vir julle die gegevens gee. Ek dink julle weet al hoe dit werk met die zapper en die SnapScan, die weet julle al. Julle kan maar net, is baie welkom om dit op daardie manier te doen.
Of julle is ook welkom, vriende, om dit EFT te doen. En die EFT is die NG Kerk Sonnekus is die naam. Ons is by Absa, die takkode is die generiese een, 632005 en die rekeningnommer is 3270140547 en dis 'n checkrekening. Vriende, ek wil julle vanoggend wegstuur om vir julle die 3 dinge wat vir Josef uitgestaan het vir julle te vra om dit hierdie week te loop uitlewe. Kom ons aanvaar God se wil vir ons lewe, maak nie saak wat dit is nie. Kom ons aanvaar die verantwoordelikheid vir ander mense soos wat Jesus die verantwoordelikheid aanvaar het. En kom ons leer om te gee alles wat ons het. Want dit is wat Jesus vra. Vriende, mag julle die liefde van God ervaar, die genade van die Here Jesus Christus ervaar en die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar. Amen.